Ek wil graag vanmôre met u praat oor iets wat ons baie keer ervaar. Dis iets wat so maklik in mense pad langs kom en is 'n storm op jou pad. Weet jy, dis iets waarvoor jy nie vra nie. Dis iets wat sommer net so ontydig kom. En jy kan nie verstaan nie, Here, ek is dan 'n kind van U. Hoekom moet daar 'n storm op my pad wees? Here, ek loof U, ek kan bid, ek bid en ek doen my deel. Ek betaal my tiende en ek doen alles wat moontlik is. Here, hoekom kom daar 'n storm my lewenspad langs? En ek wil vanmôre 'n bietjie met U deel oor storms wat voorgekom het. Ek wil vir u sê, storms is ook in die wil van God. Hoor wat ek vandag vir u sê, storms is ook in die wil van God. Want as ons nie die storm deur kan gaan nie, het ons nie 'n getuienis aan die ander kant van die storm. Ek wil graag my broer vra om van die gedagte op te sit, die vers, Handelinge 27 vers 20, een enkele vers. En Paulus, wat hierdie gedeelte aan die woord is, in Handelinge 27 vers 20, en hy sê, en omdat die son en ook die sterre baie dae lank nie geskyn het nie, en 'n ewige storm oor ons gedruk het, is uiteindelik alle hoop om gered te word ons ontneem. Het u al gevoel, die rigtingaanwyser in jou lewe is weg? Hulle het nie 'n kompas gehad in die tyd van ou. Hulle het die son en die sterre gebruik as rigtingaanwysers. En die woord van die Here praat en hy sê, vir menigte dae het hulle nie die son of die sterre gesien. En dis Paulus wat hier aan die woord is. En terwyl hy as 'n gevangene op pad is na Rome, waar God hom 'n opdrag gegee het, om ook die woord daar te gaan verkondig. Om ook daar 'n verskil te gaan maak. En terwyl Paulus op hierdie pad is, en hierdie boot is besig om skipbreuk te lei, en hulle kom in 'n geweldige storm langs, wat hierdie boot vernietig, en hulle moet seile laat sak, en die roeispane en alles, wat seker daar mee gepaard, en ek dink in 'n geval, sy roeispane sou nie gewerk het nie, want die boot was groter, was 'n groot boot gewees, en terwyl hierdie manne in gevaar is om te sink, Paulus as gevangene het geen beheer oor die stuur van hierdie boot nie. Teendeel het hy geen sê op hierdie boot nie. Bevind hy hom op 'n plek waar daar vrees onder die manskappe kom. Ek wil vir sê, storms maak ons bang. Storms is baie keer die oorsaak dat ons in ongeloof verval. En as my broer weer vir ons net daar die skrif wil opsit, wil ek vir sê, jy moet daar die laaste deel sien, wat hy sê, en eintlik alle hoop om gered te word, ons ontneem. Ek wil vir sê, storms word baie keer so groot, dat ons hoop verloor in elke opsig. Ek wil vanmôre vir sê, weet jy, hoe hartseer is dit, wanneer jy by 'n kind kom, 'n kind van die Here, wat hopeloos geword het, 'n kind van die Here, wat nie meer kans sien, as vir die dag van môre nie. Ek wil vanmôre vir sê, ek en my vroukie praat in hierdie week daarvan, en die Here moet help, want weet jy, die kind van die Here is besig om in 'n groef te verval van moedeloosheid. Die kind van die Here is besig om in 'n groef te verval van desperaatheid, om te sê, ek gee moed op, ek gee nie meer om nie, ek gaan net aan, en ek weet nie wat die uitkoms is nie, maar ek pla my ook nie meer nie. Hopeloos, moedeloos. Terwyl God eintlik die storm stuur nie om jou einde te beteken nie, maar om jou rigting aan te dui.
Daar's niks mooier wanneer ons nuwe rigting kry, wanneer ons deur 'n storm gaan. Maar weet jy, ons kyk na die storm as die einde van die mensdom. Ons kyk na die storm omdat ons glo dat ons gaan skip en klei en ons gaan te vergeefs wees. Terwyl ek met hierdie gedagte besig is en die Here met my praat en die Here vir my sê vir my volk, die storm waarin jy is nie vir 'n storm van jou einde nie. Dis 'n storm van 'n nuwe rigting wat God in jou lewe gaan bepaal. Ek wil vandag vir u sê, wie het vanmôre 'n storm in sy lewe, jy kan net die hand so opsteek, jy hoef nie vir my te sê, wat 'n storm is dit nie, ek is so bly, ek praat vanmôre met die regte gehoor, want mense ervaar storms, mense ervaar, Here, ek weet nie wat ek kan doen nie, ek weet nie links nie, ek weet nie regs nie, ek weet nie op of af nie, maar ek wil vanmôre vir jou sê, terwyl Paulus weet, hy het 'n opdrag gekry, hy is op pad Rome toe, ek wil vir u sê, begin hy sekerlik te wonder, Here, u stuur my, u gee vir my die opdragte, hoekom moet ek hierdie pad stappe, waar ons gaan skade ly, hoekom moet ek die pad stap, om te verdrink, hoekom moet ons die pad stap, sodat ons lewe gaan moet, ek wil vir jou sê, die Here gaan jou deur die storm dra, sodat jy aan die kant sal uitkom, as 'n getuie, om te sê, God het vir my nuwe rigting in my lewe gegee. Ek kyk na hierdie gedeelte van die disippels. Nog 'n storm wat op hulle pad kom. En terwyl hulle hierdie see van Galilea beter geken het as baie ander. Hulle was vissers gewees, vissermanne. Hulle het die waters geken. Hulle het geweet wat dit behels. En hulle volg Jesus se opdrag. En Jesus sê vir hulle, gaan na die oorkant. En die volgende oomblik is die wind so erg op daardie boot, dat hulle gevrees het, dat hulle sou vergaan. Nou vra mens, hoekom stuur die Here jou oorkant om in 'n storm te beland? Hoor wat ek vandag vir vra. Hoekom sal ons op die opdrag van die Here? Paulus is gestuur na Rome om verskil te maak. Die disippels is gestuur na oorkant, sodat God sy werk, Jesus sy werk kon voortsit. En beide veroorsaak 'n storm in hulle lewe. Weet jy, ek het al in my eie lewe in die werk van die Here in storms beland, op opdragte wat die Here vir my gegee het. Dan sê die Here vir my, ek moet vir iemand iets sê, dan ruk hy hom op. Kan ek nie verstaan oor hierdie storm wat my pad langs kom. Maar weet die God bepaal maar net die rigting waar ek moet uitgaan. Ek onthou jare terug, ek sal dit nooit vergeet nie, is ons daar by die Vaaldam, ek dink dit was 'n Kersoggend gewees, en die mense wat by ons, wat langs ons huis het, daar by die Vaaldam, en daar het 'n pragtige groot vlot, ek dink dit was 'n Kersoggend of 'n nuwe jaar, en die oom vra vir ons, wil ons nie bietjie saam met hulle op hierdie groot vlot gaan vir die dag, vir 'n lekker tripie nie, en ons ry te lekker, heerlike sonskyndag, en ons is daar om die draai ver, ek kan nie so onthou wat sy draai nie, maar terwyl ons daar is, en ons het so bietjie gaan kyk, toe sien ek daar in die verte, daar waar ons nou huisie is, al begin donker wolke te kom, nou is ek benoud, ek weet ons moet nog al die pad terug, en die oom het nog of ons gesê, hierdie volks baie vinnig nie, soos die wind van agteraf is dit lekker, maar as hy van vooraf is, lyk het of hy stilstaan, prys die Here, ek sê vir u, en daardie dag, het ons besluit, nie, ons moet nou omdraai, en ons moet teruggaan, daar waar vanaf ons kom, ons was seker so halfpad terug, en toe begin die wind te waai, en dit is so staal vlot gewees,
en dit is ook, maar so 'n pragtige ding, ek sien presies my huis, ek weet hy stap op, en daar die oomblikke, terwyl ons so halfpad is, en die wind begin te waai, en Valdam se golwe begin groot word, ek wil vir u sê, en ek sien die blitse begin te slaan, en die een blits slaan na die ander, en hierdie laaitjies van my kyk my met sulke groot oë, nou moet ek braaf wees vir hulle prys die Here, maar ek is meer bang as wat hulle bang is. Ek wil vir u sê, was hier al by die Valdam in 'n storm, ek wil vir u sê, raak bang hoor, ek het al gesien hoe die wind toe daar waai, jy hou in tent en kasiebos, se pale vas het help niks, die Valdam se wind maak wat hy wil, ek wil vir u sê, 'n storm wat ek op is, en daardie dag, het ons nog so eind, en daar na die huis toe, ek kyk om, seker nog so 2 kilometer, en die wind waai, en het lyk of daar die vlot nie wegkom nie, en ons staan net so, en ons begin in die blitse slaan, en die reën begin te val, ek wil vir u sê, ek het daardie dag, op myself doodgebid, ek weet nie, wat so skrikkelik gewees, ek het gebid, ek het geworry, maar weet nie wat, ek wil vir u sê, en toe ons daar by die wal kom, en ons sien, en die storm is daar, en ons hardloop, my trailer se waantjie, het oopgewaai van die wind, en is toe gewees, die gazebo buig, ek wil vir u sê, ek hardloop en ek kruip weg, druk my kop onder die kussing, my vrou weet, as my kop onder die kussing druk, maar moet nie weer nou oorgaan, want ek hou nie van dit nie. 'n groot storm. Daai houthuis maak so. Dan sê die kinders, pa gaan nie die houthuis hou. En sê, ja, maar ek wonder. O, prys die Here. Maar 'n storm het op pad langs kom. Waar die son twyfel. En sê, Here, ek is binne. Ek het al vertel jare terug, nooi 'n vriend my een aand, hy sê ons gaan visvang. Met sy pa's nuwe rubberdak, en sy ou nuwe rubberdak, sy ou een was sy pa's nuwe een, verstaan ek sê. En hy baie opgewonde. Ry ons daar na Klipperf daar toe op Tinus. Daardie aand is ons 3 vriende. En ons klim op daardie boot en dan wil ons visvang deur nag. En ons het 2 roeispaantjies. Maar daar's nie plek in hierdie boot vir al die vis van goed nie, om wil jy moet plek maak. Ek sien so groot, nie so klein rubberdak. En terwyl ons daar die engine en alles op die wal gesit het, die petroltank, alles, sê net 2 roeispane en ons vis van goed. En ons gaan daar na 'n boer se plaas toe, wat nie eers aan 'n boer behoort, ons weet nie wie sit, is ander kan die vakansie oor. Daar's nie ligte nie, daar's niks. Daardie nag, so 2:00 die oggend, ons het vis gevang, ons het lekker ietsie geëet, het was lekker heerlik, mooi weer, sterretjies. Ons het 'n anker afgegooi, ons het so op hierdie boot gesit, lekker. 2:00 daai oggend. Toe voel ek, hy sê van my, Doepie, hier is moeilik. Ek trek my kop onder die seile. Toe is dit weer ligstraal, en die wind begin waai. Ons het net 2 roeispaantjies, en daar's 'n anker in die water. Ek wil vir u sê, daardie aand was ek net so benauwd. Ons soek die roeispane, een het iewers by die wind in die water geval, hy is weggedryf, ons het enetjie oor. Nou begin ons te roei met 1 span, ons is al om my anker. Ons kom nergens. Dis 'n nagmerrie. Ek wil vir u sê, 'n storm maak jou benoud. Jy probeer alles in jou vermoë om uit te kom, maar ek wil vir u sê, hoe harder jy probeer, hoe meer is die kans dat jy onsuksesvol is. Weet jy wat moet partykeer gebeur? Ons moet terugstaan en sê, Here, neem u beheer van hierdie storm, en waar ek in my verkeer, want ek kan nie meer nie. My kragte is uitgeput. Ek is moedeloos. Ek weet nie, maar u weet wat die pad van die toekoms inhou. Daardie nag het ons net 1 keuse. Een van ons 3 vriende moet in die water spring en die anker losmaak, dat ons iewers heen kan gaan. Ons het geen idee wat ek aan die wal is, en kan nie sien, dit is pikdonker. Die maan is weg, alles is weg. Nou stry ons eers, wat ek kans die wal. Een ou sê soontoe, ek sê nie, ek is seker is soontoe, hy sê dis soontoe. Maar weet ons nie wat ek kan doen. Prys die Here. Een van my vriende besluit toe, hy sal die kans vat in daai storm spring in die water, en hy vat hier die
hierdie anker. En hy maak hom los, en ons begin te roei met hierdie ene roei, en met arms. Gelukkig, toe kom ons by die wat ek my baie skeef, van waar ons was. En ek besef, dis maar 'n ou bootjie gewees, met 'n gewone ou klipdrift dan. Dit was nie eers die situasie, waarin die disippels hulself gevind het. Ek wil vir sy oorweldiging, en hierdie stormste. Maar ek wil vandag vir jou sê, God, wil vandag jy moet toelaat, dat hy beheer neem van die storm, want weet jy wat, die storm is nie daar, om jou einde te beteken nie, hy is vandag daar, om net nuwe rigting in jou lewe aan te dui. Weet jy waarom is die storm plaasvind vir Paulus? Toe kom hy by die eiland uit, jy kan gelees het, en toe die hoofman by hom kom, en hy sê sy papi is sieke, en toe sê hy, dis nie 'n probleem nie, ek kan bid mos, en die God wat gesond maak, en hy gaan bid vir sy papi, en die Here maak gesond, en hulle bring die siekes, en hy maak hulle gesond. Ek wil vir jy sê, menslike gesproke het ons gesê, waarheen is Paulus op pad? Weet jy waarheen is Paulus op pad? Hy is in 'n nuwe rigting op pad, wat God hom gelei het, in hierdie storm. Ek wil vandag vir jou sê, ek kyk jou storm met nuwe oë vanmôre, om te sê, Here, ek gaan hierdie storm in my laat moedeloos word nie. Ek gaan vashou, totdat Jesus kom, want U gee vir my nuwe rigting, U gee vir my 'n nuwe deurbraak, U gee vir my 'n nuwe toekoms, want U is in beheer. Dis nie lekker om arm te wees nie. Dis baie keer 'n storm waarmee mense sukkel. Ek sê baie keer, dis nie 'n skande nie, dis net ongemaklik, prys die Here. Weet jy hoeveel mense sit met finansiële storms in hulle lewe? Weet jy hoeveel mense sit met huweliksstorms? Vrydag aand by die atletiek, 'n man my daar beet gekry. Langs die atletiekveld, ons hoor net skote klap, maar ons praat kerk. En ek vertel hom, pas man, in jou storm by Jesus. Ek wil vandag vir jou sê, die storm is nie daar, om my en jou te breek vandag. Die storm is daar vir nuwe rigting, sodat ons in die volmaakte plan van God kan uitkom, gloei dit vanmôre. Ek wil vir u seker ervaar, die salwing van die Heilige Gees in hierdie oggenduur. Ek wil vanmôre vir jou vra, hou op jou bekommer oor die storm, en jy dink dis jou einde. Ek wil vir jou sê, dis nie jou einde nie, Suster Sarah, dis nie die einde nie. God is in beheer, as 'n nuwe rigting, wat vanmôre vir jou gaan gewys word. Die Here wil vanmôre sy volk optel, en hy wil hulle vanmôre weer op 'n nuwe pad sit, waar hy gaan sê, Here, toe ek hierdie storm gesien het, sien ek 'n hopeloosheid, ek sien moedeloosheid. Weet jy wat het u gesien? 'n nuwe rigting, 'n nuwe blydskap, 'n nuwe verheerliking in sy naam. Ek lees iets baie interessant, en ek wil vanmôre vir u sê, dit ook self gelees. Dit het my geslaan. Noag kry 'n opdrag om hierdie geweldige boot te bou. Al hierdie mates, die boustyl en alles wat hy toepas, was volgens God se plan. Maar weet jy wat, broer Chris? Nêrens het God hom 'n stuurwiel gegee om hierdie boot te bestuur. Nêrens was daar 'n roer wat die rigting bepaal het. Weet jy wat? God stuur die wind, en hy stuur die waterstroom, want God bestuur die boot homself, omdat God in beheer is. Ek wil vandag vir jou sê, soms wil die Here hê, ons moet net so 'n bietjie terug staan, en sê, Here, my arms is moeg geroei, ek kan nie meer nie. Ek het alles in my vermoë gedoen, om te probeer oorleef. Here, ek het alles in my vermoë gedoen. Die Here wil soms net hê, ons moet terugstaan en sê, Here, hierdie stuurwiel behoort vandag aan U. Ek het moed opgegee met myself, maar ek plaas my gehoop en my vertroue in U in hierdie oggenduur. Weet U dat God vandag die storm vir jou kan stilmaak, maar ek het nie vir jou 'n woord om te sê die storm
my nuwe rigting verlore in God se naam. Ons as mens wil altyd hoor, die storm gaan verdwyn. Dis mooi as die Here dit doen, hoor. Ons wil altyd hoor, die paaie gaan gelyk gemaak word vir my en vir u. Dis wonderlik, dit is skriftuurlik. Maar ek wil vir jou sê, as jy op die pad is van optraan en klipperige paaie, weet dat God jou die skoene gaan voorsien om daai pad te stap. Weet dat God vir jou, ek ervaar die heerlike, dat hy vandag vir jou 'n nuwe rigting in die storm gaan gee. Ek wil vanmôre vir u sê, wil u nie vanmôre net weer opnuut na jou storm kyk en sê, Here, hierdie gaan my nie breek nie. Hierdie gaan 'n getuienis word vir dit wat u gaan doen vir ons gemeente, vir my persoonlike huis, vir my huwelik, vir my finansies en vir dit wat my tekorte is. Here, maak nie saak hoe groot die storm lyk nie. Ek weet, u is in beheer vandag. Ek het ook al 'n paar storms gehad. Oktober maand laas jaar kry ek 'n pragtige briefie van die munisipaliteit wat sy skuld die kerk skuld in 157.000. Net voor dit was die pastorie van oor die R50.000 as gevolg van baie dinge. Dis stormsbroek oor. Ek kyk die kerk se budget en ek kyk die stoel en dit maak nie klop nie. Dat dan God vir storms dat ons nie meer rigting gee. Was al 40 menigte manne by die munisipaliteit sonder enige uitklaring. Pastorie het ons afbetaal. Die kerk sit is nog oor die 150. Ons wil graag hier die nuwe kerk klaar bou. Alles het tot stilstand gekom. Die geld wat ons munisipaliteit skuld is min of meer wat ons nodig het vir die nuwe kerk. Nou dink ek, die vyand weet presies hoe hy sy sommetjies maak op sit. Terwyl ek nog by die buitekant is, en ek sien my buurvrou, naam ek toch aan man is Winnie, ons het al heel tyd aangespreek as Winnie, hierdie week toe sê sy, my name is not Winnie, it's Queen. Prys die Here. En ek sien vir Queen oor nie. Prys die Here. Maar ek noem maar nog Winnie, ek sê Winnie, can you give me a favor please? Sy so mors, maar ek praat met haar en ek sê vir ons het ek hierdie krisis, sy werk by die munisipaliteit. Sy sê, you can WhatsApp me all the information. Sê sy reg. Ek stuur vir my vrouwtjie al die goedjies, ek sê vir haar, stuur net vir Winnie, asseblief al die goedjies. My vrou Winnie voor, Winnie agter, sê ek niks, sy sê net op hierdie weer. Terwyl sy teruggaan na ons toe, met 'n nuwe rekening, skuld nou 24.000. Vrydag is ons munisipaliteit toe, nou sê Queen vir ons kan aansoek doen. En pas so mooi met vanmorgen se profesie, koningsdogters, prys die Here. Nou sê sy vir ons gaan aansoek doen vir 50% afslag. En ons het 'n man wat ons daarmee reël en ons praat met hom. En ek het in die verlede met die pastoriese sake met hom gepraat. Of hy sê vir ons 'n storm, hoor, dis baie geld. Dis onnodige geld. Maar ons vertrou die Here en ek gaan by die man en ek gaan sit en hulle sê nie, ons mag nie meer met die man direk praat nie. Ons moet by customer care onderwees. Nou sê ek vir my vrou, ek wag hier bo, jy van customer care toe. En dan kry jy maar die brief, want jy moet 'n brief nou hê om by die man in te gaan. Terwyl sy onderkom sê hulle nie, mag hom nie sien nie, hulle help jou nou. En daar is nie vir ons afslag, en ons moet R24.000 betaal. En om voor te gaan moet ons 30% neersit. R8.000, dink ek, min of meer. Nou sit ek al bo, nou sê sy vir my, ek sê nie, jy betaal niks, ek wag vir hulle. Sy sê, jy gaan nie kan sien, jy het nie 'n brief nie. Ek sê, watch me. Ek sê, koningsie. En ek sit in die ry, en toe het my beurtes toe hy afkom, toe ek opstaan, toe sê die security, nou sê, you can't get another letter. Ek sê, hello sir, you remember me, I'm the Rudy from the church. Hy sê, hello, come to my office. Ek sê, ja. Die berigting in die Here vir ons aanwys.
Ek sit daar so, en terwyl ek vir hom, ek sê vir my vrou, WhatsApp vir my goed, want sy het eintlik die vorms by haar, en hy kyk na die goed en hy lok in, en hy sê vir my, nee, ek glo julle kwalifiseer vir hierdie discount, en terwyl ons daar sit, toe sê my, is net een ding wat hy moet uitsorteer, maandag moet ons terugkom, en dan kyk hy wat hy vir ons kan doen, ek glo die Here gaan vir ons 'n weg maak, ek weet die Here is in stap, ek weet die Here leef, ek weet die Here gee vir ons uitweg, in die storm van ons lewe, dat ons so nodig vanmorgen, en dat ons so prijs, God is in die Here, hy is die koning vanmorgen, halleluja. Ek glo die Here gaan 'n weg maak. Ek wil vanmôre sê, hoe lyk jou storm, wat lyk jou onmoontlikheid? Moenie bevrees wees nie, God is in beheer. Skep vanmôre nuwe moed. Daar's 'n pragtige liedjie wat ek vanmôre vir u wil speel. En dan gaan ons afsluit. Ek weet die tyd het ver gevorder, maar ek wil vanmôre vir u sê, waar God beweeg, is dit lekker in die huis van die Here. Maar ek kyk hier na horlosie as ek kyk, dan sien ek, ag wat, dis nou maar so. God is in beheer. Ek speel daar die lied. Ek wil vanmôre sê, luister. En hierdie lied se woorde is right out your storm. Vanmôre wil die Here sê, ons moet ons storm vanmôre face. En sê, Here, ek gaan nie lê nie. Dis 'n nuwe rigting is vir my in hierdie oggend. Kom ons luister en ons aanbid hom. Halleluja. It seems like air. Your lights of confusion has been so long. The ship has lost anchor, and the storm's got drifting. Just hold on to Jesus. He said, I'll never forsake you. Though the waters are troubled, they'll do you no harm. Don't give up this battle, for the answer is coming. Just hold on to Jesus.
besluit om ek graag vir jou gebed doen volgende. As jy sê, Here, my gesondheid, my finansies, my omstandighede, my werk, my huwelik, dit wat ek gaan dra. Vader, ek bid vanmôre vir elkeen. Dankie dat ons vanmôre opnuut weer kan sê, Here, ek gaan my storm face. Here, ek gaan die getuienis in hierdie storm sien. Ek gaan die deurbraak in hierdie storm sien. Ek gaan die oorwinning in hierdie storm sien. Here, en ons vat vanmôre in geloof. En ons sê, Here, dankie vir die nuwe rigting wat U vir ons gee. Vir ons gemeente. Here, vir ons as individue. U gaan vanmôre deurkom vir ons. En ons bring U al die lof. En ons bring U al die eer. In Jesus naam. Amen. En amen. Kom ons prys Hom.